Goeiemôre broers en susters. Môre. Dis is daarom 'n paar, so baie welkom ook. En mag die Here ook vanoggend weer met ons wees en ons as gemeenskap van heiliges dat dit hom ook tot eer sal wees vir ons 'n groot voorreg. Hier is 'n paar afkondigings. Die kollektes, ons offergawes tydens die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure gaan dit vir ons eie bedieningsfonds. Dan sal ek nou vanoggend se erediens lei, nou die Jonas met verlof. Volgende Sondag sal hy weer die diens lei en op Kersdag, Woensdag 25 Desember het ons 'n Kersdiens om 9:00. En dan het Reino Colijn donderdag 'n hartklopvervanging ondergaan in Bywiel. Ons is dankbaar dat dit blykbaar goed gaan en ons bid hom goeie herstel en die genade en krag van die Here toe. En dan dink ons ook aan Johan en Jolanda Oukamp. Johan se ma is Dinsdag oorlede, Dinsdagnag. Hulle is nou juis in Pretoria vir die begrafnis en dies meer. So ons bid hulle ook die troos van die Here toe. As een verjaarsdag die week, dis Ronel Pretorius, Dinsdag 17 Desember. Ons wens haar ook baie hartlik geluk. Kom ons sing saam vooraf. Ons dink dan ook aan die komende Kersfees en wat ons sing vanoggend. Die eerste ene is lied 354, verse 1, 3 en 4. O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring. Verse 1, 3 en 4, vooraf sang lied 354. Lied 344, verse 1 en 2.
oproep in die profesie van Habakuk is dat ons stil moet wees en rustig wag op die Here. Ons is in daardie gesindheid hier saam en ons verklaar dit almal saam. Ons hoop kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, barmhartigheid, genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lof van die Here uit lied 203. Ons dink aan al sy werke, dis in ons teks ook vanoggend. As ons dink aan wat God gedoen het en nog sal doen, dan loof ons hom met hierdie lied. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Ons sing verse 1, 2 en 3 van lied 203. Kom ons bely saam ons geloof aan die hand van die belydenis van Nikea vanoggend. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader en deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. En ons bevestig dit met die sing van lied 353 verse 2 en 3.
Die Here het geweldige dinge gedoen. Dit is die tema in ons skriflesing vanoggend. En vir Israel was dit om hulle uit die slawerny te verlos, om vir hulle van hulle volk te maak, vir hulle 'n koning te gee, die ewige koningshuis van Dawid, vervul in ons Here Jesus Christus. En dit is hy wat ons uit ons slawerny bevry het van die sonde, 'n geweldige daad van God, en daarom het hy vir ons sy wet gegee. Ons moet voor hom stil word, geduldig op hom wag en ons lewe aan hom toewy. Dit vereis hy, ek lees dit uit Eksodus 20. God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin wees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord nou op die wet van die Here en onderneem om daarby te bly. Met Psalm 89, eerste ondigting, vers 6. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, wil wandel in die lig wat van u afstraal voor. Vers 6, Psalm 89, dan sal ons saam bid. Ons is hier saam om u lof te bring, om stil te word voor u, en om opnuut onder die besef te kom van hoe groot en magtig u is, hoe verskriklik u optrede kan wees,
maar ook hoe ontzagwekkend u genade is, die liefde wat u aan ons betoon, onverdiend. Ons kan maar net kniel en dankie sê. En daarom, Here, wil ons u gebooie gehoorsaam. U Gees lei ons daartoe, u Gees gee vir ons die wil om dit te doen. Daarom bid ons, Here Heilige Gees, u wat ons ook aanbid, in u grootheid en u groot krag. Werk in ons wil, in ons hart, in ons gesindheid, om ons toe te wy aan u, ons drie enige God, in 'n diepe afhanklikheid. En ons doen dit met die erkenning van ons swakheid, ons baie foute, dat ons elke week voor u wet, as ons terugdink, maar net weer moet besef, ons kon nie ten volle nie. U slaagsyfer is 100%, ons kom nie daarby nie. Daarom dank ons u, dat u nog voor u die wet gegee het, redding gebring het, ons vergewe, en dat u dit aan ons toereken deur die geloof in ons Here Jesus Christus, hy wat in ons plek elke jota en titel van u wet vervul het, sodat sy verdienste, sy wetsonderhouding op ons rekening kom, ons vrymaak en al ons skuld voor u wegneem. En so maak u ons u kinders. Here, dankie dat ons as u kinders kan leef, dat ons dit kan weet onder alle omstandighede in ons lewe. Ook waar die wêreld vol oorloë is en stryd, ons eie land, geplaag deur misdaad en moorde, slegte gesindhede by sommige mense, wat 'n mens wil moedeloos maak, wat so neerdrukkend is. Dank ons u dat ons kan weet, ons is u kinders, u hou ons vas, u versorg ons in u, as u kerk, in u gemeente, en ons kan elke oomblik weet, u is by ons. Dankie Here, dat daar hulp was vir Reino, dat die operasie geslaag is, ons bid, gee volle herstel. Gee ook vir Johan hulle vertroosting by die afsterwe van sy moeder. Gee dat ons almal sal besef, ons lewe is in u hand, en deur die groot werke wat u gedoen het, wanneer u seun weer kom, neem u ons almal by u, en intussen verwys ons hiervandaan na u toe in u heerlikheid. Laat ons uitsien daarna, laat dit die doelwit wees, sodat ons die geloofspad sal loop, toegewyd soos 'n atleet, oog gerig op die wenpaal. Alles om ons lewe aan u te wy, om van u alles te verwag. Maak dan nou u woord vir ons oop, leer ons en vertroos ons, gee vir ons perspektief en insig in u werk en in ons lewe hier op aarde. Ons vra dit, Here, net uit u, in u liefde, in u genade. Amen. Ons rig ons nou ook op die Here en sy woord met Psalm 27, eerste omdigting, vers 1 en 4. God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. En vers 4, in die donkerhede van ons lewe, sê my hart, o soek die Heer, die bron van lig en krag. Vers 1 en 4, Psalm 27.
Dit is 'n gebed van Habakuk, maar dit is in een geweldige gedig uitgespreek. En 'n samevatting op die hele profesie wat saamtrek in hoofstuk 3. 'n Gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u selfs in u toorn. God kom van Teman af, die Heilige kom van Paranberg af, Selah. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand so vol mag. Voor hom uit gaan die pes, en sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde. Wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuwe berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar. Die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was u kwaad vir die riviere, Here? Het u toorn teen die strome ontvlam? Het die see u woedend gemaak, dat u op u perde gery het, op die strydwaans waarmee u oorwin? U het u boog uitgehaal en met die eed die opdrag aan die pyle bevestig. Selah. U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom. Toe die berge u sien, het hulle gebewe. Stormwaters het verbygespoel. Die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Toe u vleiende pyle blits en u blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. In u gramskap stap u oor die aarde, in u toorn vertrap u die nasies. U het uitgegaan om u volk te red, om u gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses. U stroop hulle kaal, van kop tot tone, Selah. Met sy eie pyle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel, soos die wat die ellendiges in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met u perde, sodat die magtige waters bruis. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom, oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. 'n Opmerking vir die koorleier, dit moet met snarespel gesing word. Hierdie hele gedig beskryf in kosmiese terme en oorlogsterme soos in 'n geweldige geveg. Wat gebeur wanneer die Here kom om te oordeel oor die goddelose, in hierdie geval ook oor die Galdeërs wat vir Israel, vir Juda kom aanval het? En dit trek saam in vers 2. Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u selfs in die toorn. Ek wil net daarby ook voeg uit vers 13, wat sê, wat
word beskryf in die gedig. U het uitgegaan om u volk te red, om u gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses. Liefdes in ons Here Jesus Christus. Wanneer 'n mens hierdie hele profesie lees, is net 3 hoofstukke, gaan lees dit gerus by die huis. Dan sal 'n mens maklik dink dat Habakuk praat van die Suid-Afrika van ons tyd. Hy begin in hoofstuk 1, oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, daar word getwis en baklei, die wet het nie meer krag nie, daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeie, so word die reg verkrag. Want dis die dinge wat ons beleef het, en dit kan ons terneergedruk maak. So klink Habakuk hier ook, terneergedruk. Want hy kla by die Here onmiddellik. Die lied word ook op 'n klaagliedse wysie gesit. In die eerste plek kla hy in hoofstuk 1 oor die geweld, die onreg, dat slegte mense skynbaar die oorhand kry oor goeies. En dat die Here nie hoor nie, hoekom antwoord die Here hom nie, hoekom tree die Here nie op nie? En dis sy tweede klag. Waarom bly die Here stil en doen niks aan die boosdoeners nie? In hoofstuk 2 antwoord die Here dan vir Habakuk. En hy begin iets van 'n besef kry dat die Here in sy wysheid en op sy tyd werk. Maar veral begin hy besef, daar is niks en niemand soos die Here God nie. En daarom moet ons in ons kleinheid stil wees voor die Here. Hy herhaal dit ook in ons teks. Want die Here het hom verseker in die antwoord. Mense wat onreg pleeg, sal hulle verdiende loon kry. Wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. En die Here is in sy heilige tempel, vanwaar hy dit alles doen en beskou en sal optree. Mense op aarde moet stil wees in sy teenwoordigheid, want wie is ons in vergelyking met hom? En daarom kan ons hom nie volgens ons program laat optree nie. En nou in hoofstuk 3 breek die volle perspektief vir hom deur. Die perspektief wanneer die besef kom van wie God is, sy grootheid, sy almag, dit vervul hom met ontzag. Want die mens soos hy is, kan nie bly leef as hy voor die Here moet verskyn. Ons kan net in Jesus Christus. Wat God gedoen het, laat ons besef dat ons voor hom stil moet wees en wag met ootmoed. Soos in hoofstuk 2 ook, sidder en beef Habakuk hier weer in hoofstuk 3, voor God se koms. As God kom, as God die ongeregtigheid op aarde kom besoek met sy oordeel, dan is dit 'n geweldige saak. Die voorbeelde daarvan in die tyd van Habakuk, vroeër, voor hom ook en later, al die antieke beskawings, van Egipte af, Assirië, Babylonië, Grieke en so meer, is deur God onttroon en vernietig. Van die wonders van die antieke wêreld het niks geword nie. En dit was nie maar net die wiel van die geskiedenis wat draai nie. Profesieë van God het dit voor dit gebeur het al aangekondig dat God dit gaan doen. En hier in hoofstuk 2 en 3 kondig die Here ook aan dat hy die Galdeërs, dit is Babylonië, sal verdelg oor hulle goddelose. So moet ons altyd die lewe om ons, die wêreld om ons, denkend beskou. En die perspektief waaruit ons dit beskou moet wees, God se grootte, wie hy is. En dan terselfdertyd wie ons is, sy dienaars,
sy kinders. Hy gebruik ons, hy het 'n volse roeping. Dit moet ons lewensperspektief wees. Die belangrikste saak, wanneer ons praat oor misdaad, oor die politiek, al die deur mekaar het. Daarom is die vraag vir ons ook, besef ons die skrik van wat God in sy grootheid nog gaan doen? Besef ons in stilte en met ootmoed watter groot dinge die Here al in die verlede gedoen het, ook vir ons? As ons Sondag ons verootmoedig voor die Here in die verootmoedigingsdiens in die erediens, vanoggend weer met die wet, beskou ons dan waarlik ons eie lewe soos wat die heilige almagtige God van ons verwag om te leef, en meet ons lewe aan sy wil, en word ons maar stil voor hom in afhanklikheid. Ons is nou in die tyd van die jaar waar twee groot sake van wat God gedoen het uitstaan. Die een is die gelofte van Bloedrivier wat môre herdenk word, en dan is dit Adventstyd. Dit beteken Kersfees kom nader, die herdenking van Jesus se geboorte. Die een het maar in Suid-Afrika betekenis vir ons volkie, maar die ander een, Jesus se geboorte het vir die heelal, vir die kosmos, kosmiese gevolge en verlossing vir die mensdom. Maar beide hierdie dinge, uit hierdie twee hoeke uit, help ons, dat ons ook ons gedagtes kan rig, soos Habakuk in vers 2, sy gedagtes gerig. As ons dink aan ons land, sy geskiedenis, van die begin af, was daar maar voortdurend stryd, 'n konflik, oorlog. Want omdat alle mense sondig en van nature onregverdig is, word konflik met stryd opgelos. Ons geskiedenis is een van oorloë en stryd tussen verskillende volke en groepe deur die eeue. Vandag is dit misdaad en populistiese politici. Die stryd bly maar. En dit moet 'n mens weet, op aarde is dit maar altyd by jou. Onder daardie donker omstandighede het die handjievol voortrekkers teen die groot oormag hulle toevlug tot God geneem. Hulle neem die gelofte, almal het nie eers eenders gedink daaroor nie, maar dit gaan nie nou daaroor nie, of hulle met vir of teen die gelofte was, die aflei daarvan. Almal het net 'n manier gesoek om hulle toevlug tot God uit te spreek, om te weet, net hy kon hulle daar help. Dit was in die gesindheid van Habakuk wat vra, doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd waar word, ontferm u selfs in u toorn, so het Habakuk hier gesê. En onderaan hierdie besef, onderliggend hieraan, gaan dit oor wie God is. As jy eers besef wie God is, dan laat die Heilige Gees hierdie dinge in jou gebeur. En by Habakuk volg dan hierdie magtige gebed, magtige gedig, van hoe God in sy oordeel kom en optree. God het self sy eie volk geoordeel en gestraf. En nou kom hy veral vir die goddelose, wat die gesalfde koning van God se volk vertrap. Hy verpletter die aanvoerder van die goddeloses, vers 13. Hy red sy gesalfde koning. Maar Habakuk is nie bly nie. Hy kry nie lekker oor die vyande se straf en val nie. Oor die goddelose sin ook nie. Habakuk sidder en bewe as hy dit sien, God se optrede. Maar die besef van God se magtige verskyning, God se oordeel, bring by hom hierdie rus, dat hy kan wag op God. Broers en susters, wie hier gekom het, om voor God neer te val, met ontzag voor hom neer te val,
soos Habakuk sê, te sidder en bewe. Kan die gevaar aanskou wat die voortrekkers daar gesien het. Kan alle verwoesting en ontbering beskou en dan steeds geduldig wag op God. En hierdie wag gaan dan oor, dis waar hierdie profesie eindig, in jubel in die Here. Ek sal juig in God my redder. Die skrifbereiming wat ons graag sing, veral hierdie laaste deel. Maar dat ek kan jubel in God en kan juig in my redder. Al is daar niks aan die wingerde nie, al bot die olyfbome nie, al is die hele oestok nie. Hierdie jubeling word net waar vir die wat daarby gekom het, om voor God te sidder en bewe. Vrees God is die ou bekende uitdrukking. En hierdie vrees is nie angs nie. Dis nie doodgewoonweg bang wees vir hom nie. Dis ontzag. Dis die besef van hoe groot hy is, wie hy is. Erkenning dat hy God is. En dat ons klein is. En 'n insig ook in ons eie kleinheid, afhanklik. En die grond hiervoor is die tweede belangrike saak in ons tyd en in die teks. Een keer het God gekom om nie te verdelg nie, nie te oordeel. Toe hy in sy seun Immanuel vir ons geword het, God met ons, God by ons. Vers 13, u het uitgegaan om u gesalfde koning te red. Dit is vervul in die menswording van Jesus Christus. En ons herdenk hierdie vervulling in Kersfees, sy geboorte as mens. Kersfees is nie net jubeling. Kersfees moet by ons in die eerste plek hierdie agting, hierdie stilte voor God bring. Stil word voor God. Want dit is God se grootste reddingsdaad tot nog toe. Dit oorskadu enige ander reddingsdaad vir enige volk, enige gebeurtenis. Dat hy sy seun as ons verlosser gegee het. Vir ons is dit nou al in die verlede deel van wat hy gedoen het, waaroor Habakuk sê, ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Toe Jesus mens geword het, gebore is as mens, die seun mens geword het, was daar by die mense uiteenlopende reaksies. Party was kwaad, hatig op hom, het hom doodgemaak. Ander het besef wie hy is, en dan neergeval voor hom, uitkoms gevra, geweet net hy kan hulle red. Hy is die Messias, ons verlosser, die besef van wie. Nou vir die wat met hatigheid opgetree, gereageer het en hom doodgemaak het, is daar hieruit die belofte van God se verskriklike oordeel. Dat die mense sal sê, berge val op ons, heuwels bedek ons. Dit wat beskryf word met weerlig, oorlog, blitse, oorstromings in hierdie gedig. Maar vir die wat omgedraai het daar gekom in Jesus Christus redding, verligting in ons lewe, ook in die sin van lig en uitkoms, soos vir Habakuk. Die afloop hiervan is in hierdie profesie voorgesê. Die aanvoerder van die goddelose word verpletter. En dit is vervul in Jesus se oorwinning by sy opstanding. Want dit praat van die aanvoerder van die Galdeërs en enige ander goddelose mag op aarde. Maar in Jesus Christus word dit die neerlaag van die bose, van die duiwel. En daarom die vraag, watter gelowige
sal nie soos Habakuk sidder by die besef van wat God gedoen het in Jesus Christus nie. Wanneer ons weerligstorms, aardbewings, orkane, oorstromings, sulke dinge sien, dit wat Jesus aanhaal, ook oorloop, en noem tekens van die tye, dan weet ons kan stil raak, ons kan wag op God, want al hierdie dinge, dit sê net een ding, die Here kom. Hy gaan kom, om sy gesalfde te red, om die goddelose te verdelg. Maar laat ons dan altyd onthou, wanneer alles om ons vernietig word, wanneer ons niks oor het, wanneer die toekoms duister lyk, kan ons sing nogtans, sal ek jubel in die Here, juig in God my redder. Ons is uitgered. Gelowiges word rustig, wanneer hulle eers kan insien, dat die Here werk in hierdie omwentelinge wat in die geskiedenis en op aarde plaasvind. Al hierdie skrikwekkende dinge wat gebeur rondom ons, gebeur nie sommer maar net. Dis nie buite die Here se beheer nie. Ons weet uit die openbaring van die Here, dat dit juis ook hy is wat werk. Al klink dit so teenstrydig. Ons het net nou bely, hy sit aan die regterhand van die Vader. Aan hom is alle mag gegee. Hy heers oor die wêreld, totdat hy al sy vyande aan sy voete onderwerp. Broers en susters, kinders, as jy werklik met die Bybel omgaan, vir wie die Bybel werklik die riglyn op jou lewenspad is, as woord van die Here, besef hierdie dinge. Want dis die Here Jesus Christus aan die regterhand van die Vader, wat die 7 seels van Openbaring een vir een oopmaak, deur die geskiedenis, sodat die tyd kan volg. Dis nie Satan wat 'n vrye hand het, of anti-christelike magte, wat op hulle eie krag die wêreld kan oorneem. Die Here werk, hy is altyd besig. Daaruit gee die Heilige Gees dan innerlike krag. Want hy het sy Gees in ons gegee, sodat selfs onder sulke zwaarmoedige omstandighede hy die gelowige ligvoets laat loop soos 'n ribbel. Dis die Heilige Gees wat ons die innerlike krag en geduld gee om op die Here te wag. Dan lewe ons deur die geloof wat hy gee uit die krag van sy kruis. Daar het hy ons voorgegaan op die pad van onregverdige verdrukking en totale verlies. Maar hy het ons ook voorgegaan in die oorwinning en die heerlikheid wat ons na hierdie lewe sal ontvang. En daarom ook wanneer ons verslae staan oor gebeure in ons eie lewe, dan moet ons deur ons geloofskennis en deur die krag wat die Heilige Gees ons innerlik gee, ons verslaanheid laat oorgaan in 'n stille ontzag. Ons besef ons onmag teenoor God se grootte, hy wat ons uiteindelik sal red. Baie van die dinge wat gebeur, is deur die Satan en deur goddelose mense se aanstigting. Hulle werk ook. Dis nie net God wat werk nie. Maar selfs daarin moet ons dan sien hoe dat die Here uiteindelik ook hulle werke op hulle eie kop sal laat neerkom. Hy sal met sy mag teen die goddelose optree. Met die opstanding is die Satan oorwin. Dit was 'n beslissende veldslag. Hy is verslaan, maar nog nie vernietig nie. Hy sal nog vernietig word. Daardie dag kom, die Here beloof dit. Ons moet geduldig wag daarop, ons roeping vervul intussen. Al stort alles om ons ineen, moet ons in daardie geloof wat die Heilige Gees in ons skep, kan sê, nogtans jubel ek in die Here.
Ons sal van tyd tot tyd met vrae staan wat ons nie kan antwoord nie en waarop ons nie antwoorde kry nie. Ons sal soms wonder waarom die bose so 'n vrye hand gegee word. Waarom daar soveel sinloosheid is in mense se optrede en in gebeure. Want die antwoord daarop is nie 'n duidelike definisie wat al ons vrae beantwoord nie. Die antwoord is hierdie geloofskennis wat ons vrae tot rus bring in die wete, ondanks ons onmag om rampe en trauma te voorkom, gaan die Here tog sy kinders red en sy gesalfde koning deur hierdie dinge wat gebeur. Sal hy ons vashou en dra? Sal hy ons sterk in die ellende met die lewewekkende krag van die Heilige Gees? Sal hy ons uiteindelik in sy heerlikheid inbring? Daarom, nogtans sal ons in die Here jubel. Want soos hy in Romeine 8 sê, die Gees wat die Here in ons gegee het, is nie 'n gees wat ons weer laat vrees, maar die Gees wat ons tot kinders van God maak, wat tot hom roep, Abba, Vader. Amen. Kom ons bid saam. O Here, almagtige God, U is onbeskryflik groot, woorde kan dit nie sê nie. Ons gedagte kan dit nie eers bevat nie. Ons het maar net 'n klein idee van hoe groot U is. En ons vergeet dit so maklik. Ons vergeet ons plek vir U so maklik. Maar ons dankie dat U ons dat U dit weer op ons hart druk. En dat U grootheid gebruik het om ons U kinders te maak, om ons met U liefde te oorlaai, om ons sonde te vergewe, om vir ons ewige lewe te gee. Die skade wat die sondeval en die sonde aan ons gedoen het, weg te neem en ons uiteindelik weer in volle heerlikheid by U in die paradys te bring. Daarom word ons stil, Here, maar dan jubel ons ook weer as ons besef wat U groot dade vir ons beteken. Waar U ons voorvaders baie jare gelede op die 16de Desember uitgered het uit 'n onmoontlike situasie, maar meer nog ons almal ook gered het uit die verdoemenis van die sonde en die oordeel oor die sonde, om ons U kinders te maak en ons gespaar het tot vandag. Dank ons U. Vader, ons eer ons voorvaders, ons ouers, ons meerderes, en ons sien, U het vir ons 'n land gegee. Al is daar nog soveel stryd, moet daar nog so baie werk gedoen word om vrede te bring, versoening ook tussen mense. Help ons as U kerk om U lig te laat skyn, sodat meer en meer mense U wil sal doen. Want dan alleen kan daar werklike vrede kom. Beskerm ons teen die goddelose, die wat kwaad aanstig, die wat teen vrede werk, wat nie wil vrede bring in ons land nie. En vernietig tog hulle werke, ook die van die misdadigers. Gee vir ons 'n toekoms hier, Here, vir ons kinders, ons nageslag. Maar waar ons weet dat die aardse bedeling maar gebroken is, dat daar dinge op ons pad kom, ongelukke, siektes, hartseer, gee dat ons dan sal stil word en rustig wees in U, met vrede ons lewe in U hand oorlaat. Want U het U seun gegee in ons plek. Here, ons kan nie genoeg dank daarvoor nie, ons weet nie hoe om dit te sê nie. Weet net in ons harte is ons baie dankbaar. Weet ons dat dit net deur U optrede, U genade en liefde is,
dat ons selfs kan bestaan, maar ook dan nog ewig leef en u heerlikheid sal sien. Wees met ons kinders, ons familie en vriende, hou u hand oor ons almal, wees met u kerk. Ons bid veral vir u kerk in dele waar u kinders vervolg word, waar hulle ontberings ly in oorlog, in gevegte tussen mense. Bewaar die wat aan u getrou bly, totdat u kom, sodat u lig kan skyn in die wêreld. Here, laat aan u koninkryk kom, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou eers geleentheid vir ons liefdegawe. Dit is vir die diens van barmhartigheid. Daarna sal ons sing uit Habakuk 3, skrifvrywoord 14:2. Ons sing skrifvrywoord 14:2, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, uit Habakuk 3, dis gedig deur Attie van der Kolk en Elsabeth Kloppers. En dan is daar ook 'n vers deur Prof. Ami van Wyk, wat dieselfde ritme en melodie het en wat 'n toepassing is ook van die gedeelte. Al sou dan ook die bose magte toeslaan ensovoorts. So ons sing die twee verse volgens skrifvrywoord 14:2. Konsentreer steeds op God, uit sy grootheid seën hy ons nou. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.